I didn't for how I got this. I can't do this alone. Please help me. Thank you. Ons ingeskakel het hier by Shield Bearers en ja, hierdie is 'n baie belangrike en baie misverstaande onderwerp. Baie misverstaan, ja. So, welkom aan almal. Hoop julle gaan dit saam met ons geniet. Wynand, gaan jy vir ons oopmaak? Ja, kom ons sluit hom so. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike dag. Ek vra dat U saam met ons sal wees en ons sal lei in hierdie boodskap. Wees asseblief saam met die luisteraars en die kykers, dat hulle dit sal inneem en kan verstaan, liewe Here, vul hulle met die Heilige Gees en ook hier vir ons, dat dit nie ons woorde sal wees wat ons hier sal spreek nie, maar U wat deur ons praat. Ek vra dit alles in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Daar is hy. Leon, ek weet daar was 'n wonderlike grappie wat ek wil hê jy moet weer vir ons deel mee. Ja, kyk, die opskrif hier is 'n ongelooflike metodes van doop. Nou, kom ook, in hierdie grappie gaan ek net so 2 of 3, 4 miskien noem. Hier's nou 4 predikante wat nou elkeen 'n nuwe kar gaan koop. En toe hulle nou elkeen hulle nuwe kar het, besluit hulle, okay, nou moet ons seker ons karre doop. En die eerste ou vat sy kar en hy jaag hier deur die rivier. Die hele kar onder water. En toe sê die ander ou nie, okay, nou is dit my beurt. Hy stap met 'n bakkie water hier voor die kar en hy sit 3 druppeltjies op die kar se kap. En die ander ou sê, kom maar aan met 'n bakkie. Hy gaan nou sy kar doop en hy gooi die bakkie water uit oor sy kap. En toe soek hulle die Jood en dan gaan kry die Jood toe daar in sy garage waar hy besig is met die ystersaag om 'n stukkie van die exhauspyp af te saag. So, Wie was nou reg? ja, wie was nou reg? En ek dink hier kan ons vir ons luisteraars sê, as ons nou hierso 'n priester en 'n dominee en 'n pastoor, wat is daar nog? Wat kan ons nog noem? 'n dokter in die 'n dokter Bybel. of wat ook al hierso sit. En ons sê vir hulle, elkeen van hulle, verduidelik vir ons die doop. Hoeveel sieninge gaan ons kry? Ja, 4 verskillende sienings kry. Ja, so, en ons gaan vandag vir ons luisteraars wys, daar is net een metode van doop. Dit is Efesiërs 4 vers 5, waar hy sê, daar is een God, een Gees, een doop. Daar is nie 2, want die Heilige Gees is nie verdeel nie. Daar is net een, en die oomblik as jy iets verander aan daai een metode, dan verander jy die hele simboliek van die hele doop. En dit is so maklik om die regte een te kry, as jou oë op die regte plek is, en dit is op Jesus. Daar is hy. Okay, Wynand, gaan jy gou vir ons daai klein videoetjie opsit? Ja, kom ons kyk 'n bietjie hier. Akalita mami santa. Amin. Aziz santa. Amin. Dasuli satuli santa. Amin. Asta maradis da ugomitu. Ater sigers hona kus Alexandre. Akalita mami santa. Amin. Aziz santa. Amin. Dasuli satuli santa. Amin. Asta maradis da Okay, so ons het nou gesien, daar is so baie metodes. En elke metode kom van 'n geleerde af. Dit is geleerde mense wat jare studeer het. 4 tot 7 jaar studeer en elkeen kom nog steeds met 'n ander opinie. So Jesus is ons goddelike roeping. Hier is jou gunsteling vers, Leon, sê dit is ons roeping om in Jesus se voetstappe te wandel volgens sy voorbeeld. En wat was Jesus se voorbeeld? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk, nê. Nee. Hier is die punte waarna ons gaan kyk. Wat simboliseer die doop? Want daai simboliek moet jy verstaan. As jy dit nie verstaan nie, dan kan jy die ding rondskuif en verander en dan voeter jy die hele simboliek op. Die simboliek moet reg wees.
Hoe is Jesus gedoop? Dit is ons voorbeeld. Is daar voorvereistes om gedoop te kan word? Baie mense dink sommer, ag nee, ek wil gedoop word, doop my gou-gou. En ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die Bybel daaroor. Redes waarom wat mense aanvoer om Jesus se voorbeeld te verwerp. Ons gaan 'n bietjie na daai redes kyk, ons gaan antwoorde kry daar, Bybelse antwoorde. Waar het die doop se ontstaan? Baie dink dit is iets wat sommer uit die lug uitgeval het, 'n nuwe leerstelling wat Jesus ingebring het. Die doop was, as ons na Johannes die Doper kyk, voordat Jesus sy bediening begin het, het Johannes die Doper al reeds gedoop, nê. So dit is iets wat al ver terug ontstaan het. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Is die doop 'n vereiste om gered te kan word? En hiermee trap die mense ook baie klein, hè. Daar's baie mense wat dink, ag, dit is nie so belangrik nie, my hart moet net reg wees. My hart moet reg wees. Maar daar is iets anders by. Daar is iets anders ook. Mag ek oorgedoop word? Baie belangrike ene. Baie belangrike ene. En dan, wie is die verkeerdste persoon om te raadpleeg as jy inligting soek? Daai ene. Dis 'n goeie een. Dis 'n goeie. Ja, eers een, wat simboliseer die doop? Ja, dit simboliseer Jesus se dood aan die kruis, sy begrafnis en sy opstanding. Dit is 'n pragtige simboliek wat ons nou mooi in diepte sal kyk. Ons gaan nou 'n bietjie vir hulle wys, presies soos jy nou gesê het, Wynand, so sê die Bybel dit ook. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Daar sê, daar's Jesus in die graf, ons sê maar dit is die graf, en hier is die simboliek. Dit is so pragtig, jy moet doodgaan, jy gaan onder die water in, jy sterf, wat pragtig is, nee, want as jy onder die water gaan, dan kan jy nie asemhaal nie. Ja, dan is jy simbolies dood, nee. Jy simbolies dood, en dan staan jy op 'n nuwe lewe in Christus Jesus. As deel van die goddelike familie. Ja, jy gaan as 'n sondaar gaan jy in, en jy staan op as 'n koningskind, uit daai watergraf uit. Pragtige simboliek. Ja, en die sondes word afgewas. Terloops, het 'n baba sondes? Ja, nie sondes. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Ja, so duidelik. Jy word begrawe, jy sterwe simbolies, en dan neem jy deel aan daai verheerlikte opstanding van Jesus. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur aan sy opstanding. Daar kom hy uit sy graf uit, en ons wil ook uit ons graf uitkom, wanneer by daai laaste bassein. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ja, as daai, soos jy gesê het, Leon, daai laaste bassein blaas en jy hoor die woorde, dit is verby, staan op uit die grafte uit, en daar staan jy op en jy en dan gaan Jesus in die wolke van die hemel, om saam met hom huis. En hierdie prentjie verduidelik dit so perfek. Word een met Jesus in sy dood, begrafnis en opstanding. Daai wat jy simbolies doodgaan, sterwe, jy haal nie asem nie. Jy word skoon gewas van jou sondes, die water wat jou skoon was, sy bloed wat jou skoon was, en jy staan op 'n nuwe verheerlikte simboliese liggaam wat jy in Christus het, 'n nuwe liggaam in Christus. En die verskil is, hier het jy onder die water ingegaan as 'n sondaar, maar jy staan op uit daai watergraf uit as 'n nuwe kind, 'n koningskind, 'n prins of 'n prinses. En dit het jou deel gemaak van die verlossingsplan. Jesus het gekom, hy het vir ons die verlossingsplan, in die verlossingsplan vir ons gesterf, en nou het ons 'n aandeel in daai sterwe van Jesus. Wat se waarde het die doop vir my? Deur die doop word ons gelykvormig aan Jesus se lyding en begrafnis, en kan ons dan aanspraak maak om ook in sy opstanding
te kan lees. Ja, en kyk hoe baie tekste sê dit vir ons, nê? Die Bybel is baie direk en duidelik. Daar is nie eintlik vrae daaromtrent nie. Jy moet net mooi lees en Bly net by dit wat die Bybel sê, dan en moenie een teks vat en probeer aanlas of 'n teologie om bou nie. Jy bou 'n teologie Oor met al ander tekste. want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. O, dis pragtig, nê? Jy word aangetrek met sy geregtigheid. Wanneer die hemelse Vader na jou kyk, dan sien hy vir Jesus. Ja. Jy het Jesus se kleed aan, jy het sy karakter aan. Jy deel aan sy sterwe, begrafnis, opstanding. Hy sien nie meer verleende plooi hier nie. Hy sien Jesus, want ek is met Jesus bekleed. Kan 'n Christen 'n ander weg volg as die van Jesus? Daar is nie 'n manier nie. En hierdie is jou gunsteling teks, hè? Ja. Hy wat sê dat hy in Jesus bly, behoort self ook so te wandel soos Jesus gewandel het. Ja. Nou terwyl ons voor ons afgaan van hierdie punt af, daar's baie wat sê ons moet eers na Jesus kyk van sy opstanding af, né? Ja, dit is wat ons in ons eerste kanaal een van die kommentare wat ons gekry het, wat hy gesê het Jesus het die nuwe kerk het eers begin nadat Jesus opgestaan het. Maar dit maak nie sin Ja, nie. want hoe wandel as ons in Jesus se weg wandel, dan is dit beteken dit waar Jesus gedoop is, het sy bediening begin. En van daar af moet ek in sy voetspore, want hoe wandel ek in sy voetspore as dit nie van sy doop af is nie. Ja, want jy volg dan mos nou, wie volg jy dan? Ja, en as ek gedoop is, dan begin my bediening. Ja. Dan begin ek as 'n koningskind lewe en kyk ek anders na alles om my, na die hele wêreld. Hoe is Jesus gedoop? En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Uit die water uit op. So hy was onder die water. Hy was onder die water en hy het opgekom uit die water. en waar het hy die Heilige Gees ontvang? Toe hy opgekom het, né? En ons gaan nou sien dit gebeur oral so. Oral waar ons in Handelinge lees van mense wat gedoop is, dan het hulle die Heilige Gees ontvang, want dan is hulle vernuwe deur die Heilige Gees. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê, daar is water, wat hinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo. En hulle het albei in die water afgeklim en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Ja. So hulle het afgeklim. Hy is saam met Jesus begrawe, hy het saam met Jesus opgestaan en toe hy opstaan, toe is die Heilige Gees daar en die Heilige Gees het vir Filippus weer weggevoer. En die hofdienaar was 'n baie belangrike man en hy het natuurlik baie water by hom gehad wat hulle mee gery het, wat hy kon gedrink het en so aan. Hy het nie van daai water gebruik om gedoop te word met kolletjies of met water oor die kop gooi of nee. Hulle het albei saam in die water afgeklim. Ja. So daar was baie water Ja, betrokke. hulle het so gereis tot hulle by water gekom het. Deur die doop word jy een met Christus Jesus en deur die Heilige Gees gevul. Ja, en daar is 'n teks wat dit bevestig. Nou die vraag hier is die doop net vir die Jode? Wel, daar is mense wat dink ons as blankes is deel van die 12 stamme en jy moet deel wees van die 12 stamme. Kom ons is omgehou. Sê baie duidelik, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jood of Griek is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Nou die enigste plek waar ons kan kry dat die evangelie net vir die mense van daai 12 stamme is in die apokriewe boeke. Ja. Daar is nie vir iets van dit in die Bybel nie. Ek het nou al gehoor waar 'n ou sê praat van waar hy vir my teks gelees het van 'n plat neus. Ja.
Maar as jy nou die hele teks lees, dan noem hy al die verskillende gebreke op. Ja. 'n Gebreekte been of 'n dit of 'n dat. Mm, En dan onder al daai gebreke wat hy so opnoem, dan noem hy ook as jy met 'n plat neus Ja. gebore word of al want as jy in die vergadering van die Here sit, dan verteenwoordig jy hom en daarom moet jy dan Sonder 'n gebrek. sonder 'n gebrek wees. Ja. So dit is hy verwys nie na rasse Nee. daar nie. En dan daai ander ene ook van eers in die 3de geslag en 'n ander groep in die 10de geslag, dan kan hulle eers in die vergadering van die Here kom. Dit is in die vergadering van die Here waar daar goddelike besluite geneem word. En dan het die Here ook gesê soos die Moabiete, want hulle het dit gedoen, daarom mag hulle nie vir 3 geslagte nie inkom nie, en daai klomp het dit gedoen, daarom mag hulle vir soveel geslagte nie inkom nie. En dan het hy gesê die Egiptenare, want julle was slawe daar, hulle mag dadelik inkom. En ek meen daai weerspreek niks in die Bybel nie. Dit alwaar die Bybel weerspreek word is in die apokriewe boeke. Ja. Die Bybel van Satan. Ja. En hier kan ons sien, hier is al die nasionaliteite. As jy 'n kind van Jesus is, ons almal op hierdie aarde is die nageslagte van Adam. En Jesus het kom sterwe vir al die nageslagte van Adam. Maar ek verstaan die mense se gemoed, kan ek sê, want daar is nasionaliteite wat hulle heeltemal in die bose oorgee. Ja. En wat hulle self daai gees van die bose is haatlik. Ja. Jy wil van dit af wegkom, jy wil daarmee niks te doen hê nie. So ek het simpatie met die mense wat so voel. Maar as iemand die Here aanneem, Maak nie saak dan wat, word hy 'n koningskind. Ja. maak nie saak wat se ras of wat ook al dit mag wees nie. Nou ons derde punt, is daar enige vereistes voor ek my laat doop? Of kan ek net gaan en sê doop my? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Mooi vir ons. Jy moet in Jesus glo. En dit is jy weet jy moet 'n verhouding, jy weet, begin met Jesus. En dat jy ook tot bekering moet kom is 'n groot ene, want jy kan nie net instap en sê hoorie so ek wil nou gedoop word nie. Daar moet iets in die hart geplaas vind. Jy moet jou sondes bely, jy moet afwas. Ek wil net hier iets noem, Wynand. Jy moet in Jesus glo, so jy moet 'n mate van kennis van Jesus hê om in Jesus te kan glo. Jy kan nie in hom glo as jy niks van hom weet nie. Ja. So jy moet daai mate van kennis hê, maar dit is nie waar jou leerproses is nie voor die doop nie. Die leerproses van Jesus is na die doop. En dit is sê vir ons hier in Matteus 28 vers 19 waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer dan hulle leer jy hulle om alles alles te en onderrig. dan begin jou die hele lewe is 'n leerproses. Maar baie mense dink jy moet eers bo op die leer wees voor jy gedoop kan word. Jy begin onder op die leer, kan jy al met Jesus een word en dan is jou hele lewe verder as 'n leerproses. Maar jy kan nie iemand weier wat Jesus ken, maar wat nog nie alles wat nog nie op die vlak van ek wil amper sê 'n dokter, maar ek wil ook nie 'n dokter sê. Maar die punt wat ek wil maak is, jy wag nie totdat iemand alles ken nie, want dan gaan jy hom nooit dood nie. Ja, dit is waar. Nee, jy moet daarom daai liewe Jesus is lief vir my, hy het my geskape. Hy het so lief vir my, hy het vir my kom sterf en hy het vir my opgestaan. Hy is terug hemel toe om vir my 'n plek voor te berei. En ek is lief vir Jesus. Hy het vir my so dis daai wat jy moet hê. As ek dan besluit ek wil deel wees van sy verlossingsplan, ek wil fisies, simbolies wil ek deel word van daai verlossingsplan. Dan kan jy iemand nie weier. Want die leerproses begin na die doop. En dan sal die doop vir jou 'n afwassing van jou sondes wees, 'n wedergeboorte in Jesus. Ja, daar's so baie tekste. Ek sou vreeslik graag wil gesê kom ons gaan maak hierdie dinge 2 uur lesing en ons lees al daai tekste, maar hier is as daar iemand is wat meer wil weet, daar is al die tekste word vir ons gegee om dit te staaf. En dan redes wat aangevoer word om nie
die voorbeeld van Jesus na te volg nie. En dit is 'n hartseer een daai, nê. Ja. Kom ons kyk 'n bietjie na van hierdie redes. Mm. Maar daar was families wat gedoop was, gesinne wat gedoop was. En dan aanvaar ons sommer net daar moet babas onder hulle gewees het, maar die Bybel sê duidelik vir ons daar was geen babas in enige van hierdie families nie. Kom ons wys dit vir ons kykers. Hy met sy hele huis was vroom en Godvreesend. Net Dit is nou Cornelius, Ja. nê? net so stop daarso. Kan 'n baba Godvreesend wees? Nee. Hy het net sy ma en pa Ja. en dit is sy sekuriteit in die lewe. En hy het baie almoses aan die volk gegee. En dit kan 'n baba ook Dit nie kan hy doen ook nie. nie doen nie. En was altyd deur in die gebed tot God. Dit kan hy Kan ook nie doen. doen nie. So duidelik was hierso in Cornelius se geval geen babas Ja. in die huis nie, want hulle was nie almal was vroom, almal was Godvreesend, almal in sy huisgesin het die volk gehelp Ja. en was altyd deur in gebed. En dan Lydia, die Ja. purperverkoopster. Het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broeders gesien. Hulle bemoedig en gegaan. Die broeders, so dis die pa en die dalk seuns wat Ja, hulle het nie gaan babetjies bemoedig nie. Nee. Die tronkbewaarder. En toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in die huis was. En dan wil ek net hierso sê, my dogtertjie, sy word nou volgende jaar 4 en ons het elke aand met ons huisgodsdiens, maar hoe kan ek sê, die verstand is nog nie heeltemal, jy weet, sy hoor wat jy vir haar sê, sy luister, jy sê saam met my aan, sê Psalm 23 vers 1, dis wat ons hierdie week vir haar leer, die Here is my herder, en sy begin dit leer, maar jy moet dit so vinnig doen, ek sal sê 10 minute, na 10 minute is daai gedagtes op 'n ander plek, en jy moet gereeld vir haar sê, sit nou stil, luister, wat het ek nou net gesê, so 'n kind vir 'n babietjie het nog nie daai verstand kontak met die Here nie. Nee, glad nie. Sy kontak is nog en hier sê dit duidelik, die woord van die Here verkondig aan almal wat in die huis was. So jy kan nog nie aan 'n babietjie die woord van die Here verkondig nie. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. Okay, daar kan jy klaar sê. Almal het geglo. So daar was nie babietjies betrokke nie. En ook baie van die Korintiërs het toe hulle hom hoor gelowig geword en is gedoop. Daar sê. So ons het nou al die gevalle, elke geval in die Bybel waar hy praat van 'n gesin, het ons na gekyk en in nie een van daai gesinne was 'n baba betrokke nie. Want 'n babietjie kan aan geen van daai vereistes voldoen nie. Wat was Jesus se voorbeeld oor die kindertjies? Ja. Toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid. Die kindertjies word geheilig deur 'n regverdige ouer. Ja, hierdie is belangrik. Ek wil net gou 'n bietjie hierop uitbrei. Daai 1 Korintiërs 7 vers 14 sê, as net een van die ouers die pad met die Here stap, dan sal daai kind, deur daai ouers se regverdigheid sal daai kind gered word. Ja. Daai kind hoef nie gedoop te wees nie. En Jesus het sy hande op die kindertjies gelê en hy het hulle geseën. En met daai seëning het hy daai kind deel gemaak van die goddelike familie. Was Jesus 3 keer of 1 keer gedoop? Hoeveel keer is hy dood? As 1 keer dood. Net 1 keer dood. Jy kan net 1 keer sterf en 1 keer opstaan. Ja. En dit is 'n voorbeeld, dit is hoekom die simboliek so belangrik is. As jy die simboliek reg verstaan, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Want kan jy jou nou indink, Johannes die Doper sê vir Jesus, okay, nou doop ek jou in jou naam, in u naam, laat ek liewer u sê. Nou doop ek jou nou word jy begrawe in die naam van die Vader, en dan word jy weer begrawe in die naam van die Heilige Gees. Hier, die Vader het nie gesterf nie, die Heilige Gees het nie gesterf nie, maar hulle is deel van Elohim.
Ons doop eenmaal in die naam van ons Vader, die Seun en die Heilige Gees, want net Jesus was eenmaal begrawe. Nou, hier het ek nou 'n klomp tekste opgesit, en in elkeen van hierdie gevalle was mense gedoop, maar hulle was nie gedoop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees nie, hulle was gedoop net in die naam van Jesus. So, want dit is net Jesus wat gesterf het en vir ons opgestaan het. Waar nou het die doop ontstaan? Nou dit is nou, is dit 'n nuwe gedagte wat by Jesus begin het? Of is dit 'n gedagte wat van Sinai is dit daar? Of kom al baie ver. Baie ver. Kom ons kyk gou-gou. By die wyding of reiniging van die Lewiete, dan het hulle ingekom, die nuwelinge, en hulle is van kop tot by die voete ten volle gewas. En wat dan nou daarna, as hulle moes ingaan, het hulle net hulle voete. Ja, wat elke hulle keer as hulle daarna in Jesus want Jesus was nie allerheiligste, as hulle naby die allerheiligste gekom het, moes hulle hulle voete was, want daai voete kon op verkeerde weë gewandel het. So hulle is nie weer ten volle gewas nie. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis. Daarna het jy jou sondes afgewas deur jou voete te was. Maar ek wil vir ons kykers sê, kyk asseblief na ons video oor die nagmaal, daar verduidelik ons dit baie mooi. Moet dit nie misloop. Ja, ek dink dit is iets baie belangriks. Dan moet jy Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms en hulle met water was, van kop tot tone. Van kop tot tone. So dit is nie 'n nuwe instelling nie. En die doop van Johannes was ook nog nie die regte een nie. Ja. Die regte een het eers gekom na Jesus gedoop is. Ja. Want Johannes het gedoop tot die doop van bekering en afwassing van sonde. So daai mense wat Jesus aangeneem het, moes weer 'n keer gedoop word het. Het Jesus enige iets verander aan dit wat die profete en almal voor die tyd gegee het? Nee. Niks. Hy het wel dit nuwe waardes gegee. Moenie dink ek het gekom met om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Daar sê. So Jesus het niks kom ontbind nie. En al daai dinge staan. Die doop het by Sinai begin en hy staan tot op die einde. Is die doop 'n vereiste vir verlossing? Nou hiermee trap baie mense klei. Ek het al baie gehoor wat mense sê, ag dit is goed om gedoop te word, maar dit is nie 'n vereiste om in die hemel te kom nie. Die Bybel sê dit is 'n vereiste. Ja. As jy jou kan laat doop en jy laat jou nie doop nie, sal jy die koninkryk nie ingaan nie. En kom ek ons wys vir die kykers die tekste. Nie op grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na die barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ja, elke keer as jy gedoop is dit 'n vernuwing deur die Heilige Gees Dis en nie jy word gered, ons gered deur die wedergeboorte van die doop. Okay, hy noem dit nou die bad. Ja, In ander woorde, jy moet ten volle gewas word. gebad wees en jou sondes afgewas wees. Jesus antwoord en sê vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoeveel duideliker kan dit kom as dit, nê? Dit is baie duidelik. Of jy word deel van Jesus se verlossingsplan, jy word simbolies, Ja. werklik deel van daai verlossingsplan van Jesus, want dis wat die doop is. Dit is jy word een met die verlossingsplan van Jesus. En as jy dit nie bereid is om deel te word van daai verlossingsplan nie, sal jy die koninkryk nie ingaan nie, as jy die geleentheid het om dit te kan doen. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan. So, dis die tweede keer wat Jesus dit nou vir hom herhaal. Ons het al voorheen gesê, as Jesus een keer iets sê, dan is dit belangrik, maar as hy dit herhaal, Dan is dit super belangrik. Ja, so uit water en uit gees, want die gees is altyd betrokke by die doop. Ja. Daar word jy hernuwe met die gees
En daar kry jy die gawes van die Heilige, maar dit is ook as jy bereid is om in Jesus se voetspore te wandel en hierdie evangelie uit te dra. Dit dan kry jy die lewende water. En hy sê as jy die lewende water het, dit is Johannes 7, nee, gaan jy dit nie kan inhou nie. Dit moet uit. Waarvan die teenbeeld, die doop, ons dan nou ook red. Kyk, hoeveel het ons dit nou al gelees, nê? Ja. Dit is nou al super. Ja. Hy wat glo in hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Daai is 'n Ja, ek baie meen, duidelik. dit is nou al 4, 5, 6 keer wat ons nou gelees het, Dit is 'n moed. en dat dit 'n moed is. As jy eendag saam met die Here wil wees, moet jy jou laat doop. Nou, is ons ongedoopte voorouers, wat nie hierdie goed geken en verstaan het nie, is hulle nou almal verlore, want ons ou voortrekkers, my oupa en grootoupa en grootouma's wat op baie voortrekker waans gesit het nie hierdie dinge geweet nie. Is hulle verlore? Kom ons kyk wat sê die Bybel. God het dan die tye van onkunde oorgesien. Ja, hulle was in onkunde. Hulle het gedoen dit en hulle was baie opreg. Daai ou voorouers van ons was baie opreg. Hulle het die pad met die Here geloop en hulle het hulle oggend en aand godsdienste gehad. Hulle was stiptelik in die kerk gewees. Dit was vir hulle altyd 'n groot ding gewees. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde. So as jy die waarheid gehoor het en jy staan terug, dan het jy 'n probleem. Dan word dit 'n sonde. Maar as jy die waarheid nog nie gehoor het nie, maar jy is opreg met die Here, gaan dit nie teen jou gehou word nie. En dit is dieselfde met die dief van die kruis, is dit nie? En dit is so eintlik so mooi, wys jou hoe lief ons liewe Jesus vir ons is. Hy was nie gedoop nie, maar as hy van daai kruis afgekom het, Sou hy hy dit gedoen het. en dis hoekom Jesus vir hom gesê het, jy sal saam met my. Ja. in die En wat het hy paradys voor die tyd geweet? Ek meen hy was 'n dief. Ja. Hy was nie 'n volgeling van Jesus nie. Maar hy daar op die kruis, toe hy langs hom kyk en hy sien vir Jesus, toe sien hy wie Jesus werklik is. Nou mag ek my laat oordoop. Dit is 'n baie belangrike vraag. Ek dink voor ons aangaan hierso, kom ons ek net gou vir ons luisteraars sê en ons gaan dit nou lees, want dit is wat die Bybel sê. Die Bybel sê dat as jy reg gedoop was en jy raak afvallig en jy kom terug, dan laat jy jou nie oordoop nie, maar jy neem deel in die voetewassing. Dit is 'n simboliese afwassing van jou sondes, daai voete wat op 'n verkeerde weg geloop het. Maar as jy nog nie reg gedoop was nie, as jy nog nie reg deel geword het van die verlossingsplan nie, dan moet jy jou laat oordoop. Dan was jy nie gedoop nie. Dan is dit nie 'n doop nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volke gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. So hulle was gedoop nie waar hulle deel geword het van die verlossingsplan nie, hulle was gedoop in die doop van bekering en die afwassing van sonde. Ja. Maar hier sê Paulus, as jy nie in die doop van bekering gedoop is nie, die doop van die verlossingsplan van Jesus nie, jy moet daaraan deelneem. En toe is hulle oorgedoop, want hulle doop was ek nie getel nie, dit was nie 'n doop nie. Ja. So as jy net besny was, of jy was met die water oor die kop gegooi, of druppeltjies op die kop, dit is nie 'n doop nie. Dit het niks met die verlossingsplan te doen. Ja. Jy moet deel. Jy moet begrawe word saam met Jesus en jy moet opstaan saam met Jesus en jou oë moet op Jesus gefokus wees. Nou, Ek hou van die ene. wie is die verkeerdste persoon om te gaan raadpleeg as jy raad soek? Ek kan dit nou eintlik met
Ons het in die skool, het een van ons onderwysers nie daar was nie, want hulle moes nou iemand anders gekry om in te staan vir daai onderwyser. En die dag, toe kry hulle 'n pastoor om by te staan, en in daai tyd het ek baie tyd saam met die Here ook spandeer. Dis toe ek eintlik begin het om streng Bybelstudie te doen, en van toe af het ek nooit teruggekyk nie. En ek is bly om dit te sê. Maar ek doen Bybelstudie terwyl, want daar gaan mos nou niks in die klas aan, en die pastoor sit daar so by die tafel, en ek gaan 'n bietjie met hom gaan gesels, en ons begin toe gesels, en ons praat sommer maar oor baie van die dinge van die Bybel, en ons kom toe by 'n onderwerp, en hy sê vir my, ja, die Bybel sê jy kan enige dag gebruik as jou Sabbat. En hy sit ook met sy Bybel voor hom, en ek sê, nou waar staan dit in die Bybel? En hy vat sy Bybel en hy maak hom oop, en hy blaai so 'n bietjie, en hy maak sy Bybel toe, en hy sê, nee, ek is nou nie seker waar dit staan nie. Maar wat het jy dan vir 4 jaar studeer, as Ja. jy nie weet waar dit staan nie? As hy nie weet waar dit staan nie. En daar is nie so vers in die Bybel nie. En dit is, Ja, daar is nie so vers in die Bybel nie. So, wie is die verkeerdste persoon om te raadpleeg? Kom ons kyk wat sê die Bybel. en toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes, die skrifgeleerdes, het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur Johannes te laat doop. Okay, nou kom dit weer waarmee ons begin het, nee, as ek nou al daai verskillende predikante van die verskillende kerke hier in 'n ry sit, en ek wil nou die waarheid weet, en ek gaan nou na hierdie skrifgeleerdes toe, al hierdie skrifgeleerdes, en ek vra vir elkeen van hulle, verduidelik vir my die doop, daar gaan ek, soveel mense wat daar staan, soveel verskillende verduidelikings gaan ek kry. So, dit sê vir my, ek gaan nie na 'n skrifgeleerde toe nie. Nee, jy gaan na Jesus. Ek gaan na Jesus toe. Kom ons kyk hierso. Jesus is ons sterke God, ons voorbeeld, ons leermeester, raadsman, leidsman, herder, regter. Hy is ons verlosser. Ons kan nie na mense toe gaan as Jesus sê, ek is jou herder. Kom volg my. Ek is die poorte van die skape. Ja. Nee. Jy moet hom. Daai teks in Johannes 6 waar hy sê, lees dit vir ons gou-gou. Johannes 6, Hy sê ek sal jou nooit my rug op jou draai nie. As jy na my toe kom, Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. is dit nie pragtig nie. Pragtig. So hier sê Jesus, hy is ons raadsman, hy is ons leidsman, hy is ons meester, regter, verlosser, hy is ons alles. En hy sê, hy nooi ons, hy sê, as jy na my toe kom, weet, ek sal nie my rug op jou draai nie, ek sal jou antwoord. Nou antwoord hy ons, wees die gewete, nee. Ja, as jy hierso sit en jy doen ietsie verkeerd, dan duidelik praat jou gewete met jou. Ja. Die Jesus is hy die Heilige Al het jy nooit, het iemand nog nooit vir jou gesê, dit is verkeerd nie. Jou gewete sê vir jou, dit is verkeerd. Hy So, is altyd in kontak met ons. ja, en deur die Heilige Gees is hy met die hele uitspansel in kontak. Of jy in Suid-Afrika of in Australië is, Jesus is in kontak met jou. Jy verloor nooit daai kontak nie, want hy het vir sy disippels gesê, dis goed dat ek weggaan, want ek stuur vir julle die trooster, en hy gaan met julle almal wees, maar waar ek saam met julle loop, is dit net die persoon met wie ek fisies praat, met my hoor. Maar as ek weggaan, deur die Heilige Gees, is ek met almal in kontak. En ek wil gou hier nog 'n teks lees, en ek dink daar's 'n teks wat jy ook nog wou gelees het. Hy sê hierso, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is ons gegee, en al die heerskappy in die uitspansel is op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En ek wil net hierso by ewige Vader gou noem. Hy het sy disippels en van die mense aangespreek as my kinders, my dogter. So hy is nie ons hemelse Vader nie, maar hy is ook vir ons Vader. Ja, die Vaderfiguur vir ons is. Maar hy is 'n sterke God. Hoekom sal ek na mense toe wil gaan as ek na 'n sterke God
toe kan gaan, wat gesê het, hy wil my herder wees, hy wil my leidsman en my raadsman wees, hy wil my lei, Dan van die naam. deur sy Heilige Gees wil hy my lei. Hoekom sal ek raad gaan soek by mense? Jeremia sê dit baie mooi vir ons, vervloek is die man wat op die mens vertrou. Jeremia, wat was dit? Dit is 17 vers 5. Daar sê, so die kykers kan dit gaan opkyk. Vervloek is jy, Moenie na 'n mens as Jesus jou uitnooi, maar jy gaan na jou predikant toe. Want Jesus se voorbeelde is so duidelik, dat selfs 'n kind dit kan verstaan, né? Matteus 11:25 waar hy sê, Jesus opkyk na die hemel en hy sê, Vader, dankie dat hierdie dinge vir die kinders nie eenvoudig is geopenbaar het, net vir die wyse en geleerdes verborge gehou het. Wat sê hy daar vir jou? Ja, moenie na die Moenie op hulle vertrou nie, dan is jy vervloek. Luister wat hulle sê, maar meet dit aan die skrif en gaan soek in die skrif na Jesus en kyk hoe Jesus dit gedoen en doen dit soos Jesus dit gedoen het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. En dan wil ek vir ons kykers sê, asseblief, kies vandag om Jesus te volg, En sy om jou oë op Jesus te hou, want dit is al waar jy net een waarheid gaan hoor. Die waarhede is net by Jesus. So volg vir Jesus, moenie 'n kerk volg nie. 'n Kerk is maar net waar almal wat Jesus volg, saam kan kom. ja, wat hulle oë op Jesus het en ander wat hulle ander kerk weer waar hulle oë op die geleerde het. Moenie jou oë op die geleerde hou nie, hou dit op Jesus. Hy is ons leidsman, raadsman, herder. En daarmee is dit die einde van ons storie. En Ons glo dit was baie duidelik geweest, baie uit die Bybel uit. Die Bybel is baie direk. En ja, baie. jy moet net lees. En Ja, ons het vers na vers gelees hoe dit moet gedoen word. Ons het vers na vers gelees hoe belangrik dit is om dit te moet doen. ja. Jy moet En gedoop Matteus word. 7 sê vir jou, vir ons, as enige iemand oor enige iets twyfel en jy soek, Ja. kan jy dalk vind. Is dit wat hy sê? Nee. Hy sê, jy sal as jy gaan soek, sal jy die waarheid vind. Kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie dat U deur U seun Jesus al hierdie dinge vir ons geopenbaar het. Dat daar nie plek is vir dwaal nie, daar is nie plek vir wonder nie. Alles in U woord is so duidelik, solank as wat ons oë op Jesus is. En daarom wil ons vra dat U ons sal vul met die Heilige Gees en dat U ons so sal lei dat wanneer U kom op die wolke van die hemel, ons deel van daardie groep gaan wees wat gaan uitroep, dis ons God op wie se verlossing ons al so lank wag. Gaan asseblief met ons, open ons verstande en ons bid dit. Alles in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen. Totsiens, tot volgende keer. Gegroet.